Element nommer 2, lofprysing en aanbidding. Matteus 6 vers 9 lees ons 'n gedeelte van die Onse Vader en Jesus leer die disippels, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die Onse Vader begin met lofprysing en aanbidding. Nou ons gaan na die res van die Onse Vader kyk in die volgende hoofstuk, maar vir nou fokus ons net op die gedeelte, die element waarin ons die Here loof en prys. Ek het nou myself afgesonder, ek het myself stil gemaak, my hart is stil, en nou is ek in die Here se teenwoordigheid. Wat doen ek nou? Nou begin ek om die Here groot te maak en te loof en te prys. Die beste plek om te begin is om jou seëninge te tel. Is om in jou gedagtes 'n lys te maak van al die goedheid van die Here. Dis nie nou die tyd om te fokus op jou probleme en alles wat verkeerd is en al die versoeke wat jy het nie. Nou is die tyd om jou aandag te fokus op God se goedheid in jou lewe. En die beste plek om te begin is om jou eie seëninge te tel. Dit maak die geraas en die gedruis van die lewe minder wanneer jy weet dis wat die Here doen, dis hoe hy is, dis sy karakter, en jy fokus op sy karakter. Jy fokus daarop dat hy 'n God is wat seën. En jy kry dit reg wanneer jy net kyk na al die bestaande seëninge reeds in jou lewe. Nie deur om jou te vergelyk met ander mense nie. Dis wanneer ek my seëninge tel, wat ek iets het om vir die Here voor dankie te sê. En dit is lofprysing en aanbidding, wanneer ek die Here groot maak. En dit is 'n natuurlike reaksie op God se goedheid, is lofprysing en aanbidding. Nou, ek wil vir jou 'n paar verskillende forme gee, want lofprysing en aanbidding kom in 'n paar verskillende forme, en nie almal is vir almal dieselfde nie. Party van ons druk lofprysing op verskillende maniere uit. En ek gaan vir jou 'n paar maniere gee hoe jy die Here kan loof en prys in jou lofprysing en aanbiddingstyd. Nommer 1 is stilte en bewondering. Stilte en bewondering, partykeer sê ons die meeste deur om niks te sê nie. Stilte en bewondering is wanneer ek my oë toemaak en ek herinner myself net, ek is nou in die Here se teenwoordigheid. Ek sit nou in die Here se teenwoordigheid. Hy is hier. En ek raak stil, ek maak my hart en gedagtes stil. En al wat ek beleef is, ek beleef net dat ek nou in die Here se teenwoordigheid is. Ek sit by Jesus se voete, ek is by hom en hy is nou by my. En dit is soms die grootste aanbiddingsoomblik, net wanneer ek besef, God is hier, hy is by my. Die tweede manier hoe ek die Here kan loof en prys is deur sang. Nou, die Bybel is vol lofsange en reg deur die Bybel, veral psalms, is lofsang op lofsang op lofsang. En dis dalk nou 'n tyd om Spotify of wat dit ook al is wat jy gebruik, 'n CD in te sit en 'n paar liedjies aan te sit en te loof en te prys. Nou natuurlik, as dit 3:00 die oggend is wanneer jou tyd vir stilte tyd is, moet jy versigtig wees om dalk nie die bure op 'n manier wakker te maak nie, maar om te sing is 'n baie goeie manier om die Here groot te maak, want hoe anders as ek my seëninge getel het en ek het gefokus op God se karakter, dan begin dit borrel in my hart die goedheid van die Here en ek kan nie anders as om sy naam groot te maak deur lofprysing en aanbidding, deur lofsang te doen nie. Dit bring ons by die derde, en dit is lofgedigte, want dalk sing jy soos ek, jy is so vals soos 'n kraai. En dan het ek 'n ander manier. Nou, hoor net, as jy so vals is soos 'n kraai, dit maak nie saak nie, jou stem kom reg by die Here uit. Jy weet, dis soos 'n ouer, my kinders se stemme is vir my die mooiste kinders se stemme wat daar bestaan. So jou stem is mooi vir die Here, jy hoef nie bang te wees daarvoor nie. Maar lofgedigte, as ek en jy kyk na psalms, iemand het daai psalms geskryf. En daai psalms was geskryf en omgesit in sangbundels. So, net so kan ek en jy ook lofgedigte skryf. En wanneer jy dink oor die Here se goedheid, vat jou pen en begin skryf. Dalk as jy 'n skrywer en begin skryf van die goedheid van die Here en deel dit met mense. Ek sal so bly wees as jy dit ook met my deel. Die vierde manier ons die Here kan loof en prys is deur om te dans. Nou, dis nie vir almal nie. Jy het dalk nie die ekstrovertiese persoonlikheid wat ek het om in die Here se teenwoordigheid te wil dans en opgewonde te wees nie. Maar dis iets wat my maklik oorkom. Ek raak sommer vinnig opgewonde en wil sommer vinnig aan die dans gaan oor die goedheid van die Here. Maar dalk is dit joune, soos Dawid wat voor die Here gedans het en in sy teenwoordigheid gedans het. Hierdie is tog 'n belangrike element en dit is nie vir almal nie, ek verstaan dit, maar dis wanneer jou liggaam uiting gee aan die goedheid van die Here. So, lofprysing en aanbidding is 'n baie belangrike komponent van ons stilte tyd. Met lofprysing en aanbidding bring ek my hart tot stilte en fokus my aandag op God. Hierdie dek die tafel vir die res van jou stilte tyd. En dit bring ons by element nommer 3, waar ons nou volgende gaan praat.